Welkom by die Suidlanders Media YouTube kanaal. Ons hoop dat jy hierdie aanbieding insiggewend vind. Daar is 'n baie groot les vir ons hierin. Een wat siege en verstandhouding rondom staatsineenstorting, chaos en geweld kan help aanpas tot voordeel van oorlewing, die nodige motivering en selfaksie. Omdat hierdie onderwerp ernstig en sensitief is, waarsku ons vooraf dat die materiaal ontstellend kan wees. Dit bevat inhoud wat verband hou met volksmoord, burgeroorlog en internasionale mislukkings. Ons benader die onderwerp streng as 'n opvoedkundige dokumentêre aanbieding om die lesse uit die geskiedenis te deel. Na die massamoorde, die etniese uitwissing en die gedwonge vlug van oorlewendes, kom die volgende fases in enige volksmoord, soos gesien vanuit die geskiedenis. Dit is die internasionale gemeenskap se mislukking om betyds in te gryp, die ontkenning deur pleegers en ander, en die lang nasleep van trauma en onreg. Bosnië bied 'n duidelike voorbeeld, maar dit is nie uniek nie. Dieselfde patrone het in Rwanda en ander gevalle herhaal. In Bosnië het die internasionale gemeenskap, veral die Verenigde Nasies, groot beloftes gemaak. Veilige gebiede soos Srebrenica is verklaar. Troepe is gestuur om burgerlikes te beskerm. Tog het die realiteit anders verloop. Die wapenembargo wat op die hele streek toegepas is, het die Bosniese bevolking swaar benadeel, terwyl Serviese magte reeds swaar gewapen was. Toe die aanval op Srebrenica kom, het die Nederlandse VN-troepe nie die nodige ondersteuning of mag gekry om die slagting te keer nie. Duisende mans en seuns is weggevoer en vermoor, terwyl die wêreld toekyk. NAVO-ingryping het eers laat in 1995 gekom, na jare van etniese suiwering en massamoorde. Die internasionale gemeenskap het te lank gewag, te min gedoen en te min hulp verleen. Dieselfde patroon van mislukking het in Rwanda in 1994 afgespeel. Waarskuwings van generaals soos Romeo Dallaire is geïgnoreer. Die VN het troepe gestuur, maar toe 10 Belgiese vredesmagte vermoor word, is die magte vinnig teruggetrek. Binne 100 dae is ongeveer 800.000 Tutsis en gefaksieerde Hutus vermoor. Die internasionale gemeenskap het nie betyds ingegryp nie. Frankryk het later operasies geloods, maar die grootste deel van die slagting het reeds plaasgevind. Die VN se strukture en die politieke wil van groot moondhede het gefaal. Dieselfde gebrek aan tydige ingryping is in ander gevalle gesien, soos in Darfur, waar die internasionale gemeenskap stadig gereageer het op die geweld teen nie-Arabiese groepe. Wanneer die massamoorde eindig, begin die ontkenningsfase, soos waargeneem uit geskiedkundige gevalle. Pleegers en ondersteuners ontken die omvang van die misdade. Hulle blameer die slagoffers, noem dit oorlog of burgerlike onrus, of beweer dat die getalle oordryf is. In Bosnië het Serviese leiers en sommige groepe die Srebrenica-slagting aanvanklik ontken of geminimaliseer. In Rwanda het sommige Hutu-ekstremiste en ondersteuners die gebeure probeer regverdig of ontken. Hierdie ontkenning is nie net persoonlik nie. Dit word dikwels deel van nasionale narratiewe. Dit maak ware versoening moeilik en hou die risiko van herhaling lewend. Internasionale howe soos die internasionale strafhof vir die voormalige Joegoslawië en die een vir Rwanda het later leiers skuldig bevind. Tog die revisionisme voort in sekere kringe. Die nasleep van volksmoord is lank en pynlik. Miljoene mense is ontwortel. Vlugtelingstrome skep nuwe krisisse in buurlande. Ekonomiese infrastruktuur lê in pyn. Gesinne is vernietig. Psigologiese trauma bly vir generasies voort. In Bosnië het die land verdeeld gebly met groeperinge wat steeds binne etniese lyne bly. In Rwanda is pogings tot nasionale eenheid en Gacaca-howe aangewend, maar die wonde bly diep. Die internasionale gemeenskap help dikwels met heropbou en hulp, maar dit kom laat en is nooit genoeg om die volle skade te herstel nie. Die les is duidelik. Vertroue op buitelandse redding is gevaarlik.
wanneer die ergste gebeur, is die wêreld dikwels te stadig of te gefokus op hul eie belange. Hierdie patroon van internasionale mislukking en ontkenning leer ons iets belangriks vir enige samelewing wat soortgelyke spanninge ervaar. In Suid-Afrika, waar ons reeds hoë vlakke van geweld, plaasmoorde, xenofobiese aanvalle en politieke polarisasie sien, kan die les nie geïgnoreer word nie. Die internasionale gemeenskap het in die verlede herhaaldelik gefaal om betyds in te gryp wanneer minderheidsgroepe bedreig word. In 'n moontlike toekomstige scenario in Suid-Afrika sou ons dieselfde begrip moet hê. Daar sal waarskynlik geen breë of betekenisvolle internasionale ingryping wees om die hele land te stabiliseer nie. Die wêreld is tans besig met veelvuldige konflikte, soos die oorlog in Oekraïne en spanninge in die Midde-Ooste. Groot moondhede het hul eie belange en beperkte kapasiteit, en hulpbronne word reeds oor verskeie fronte versprei. Waar 'n destabiliseerde gebied egter strategiese waarde bied, byvoorbeeld die beheer van die Suidsee-roete, is dit moontlik dat slegs sekere dele selektief gestabiliseer sal word. Die res van die land sou waarskynlik aan sy eie lot oorgelaat word. Enige sodanige beperkte stabilisering sal waarskynlik onder swaar druk plaasvind, met die vereiste dat die betrokke gebied die wette en belange van die betrokke moondheid moet eerbiedig, of selfs formele trou daaraan moet sweer. Die fokus sou dus nie op die breë bevolking wees nie, maar op die beskerming van die strategiese belange van die moondheid wat ingryp. Die les uit Bosnië, Rwanda en ander gevalle is daarom duidelik. Voorbereiding, selfstandigheid en gemeenskapsorganisasie bly die enigste betroubare verdediging. Ons kan nie staat maak op die internasionale gemeenskap om ons te red wanneer die ergste gebeur nie. Die geskiedenis wys herhaaldelik dat hulp te laat kom en dikwels onvoldoende is. Sluit aan by die Suidlanders 'n volksnoodplan. Bly waaksaam, bou selfstandigheid en vertrou op ons Skepper wat 'n plan het. Leer uit die geskiedenis sodat ons nie dieselfde foute herhaal nie en bly ingeskakel vir verdere opvoedkundige inhoud. Vader se seën vir elkeen van julle.